Daar sy, dames en here, goeienaand by ons 22ste Johan Kombrink gedenklesing. Ek is Geraldine van der Merwe, die projekbestuurder by die Vriende van Afrikaans. Die Vriende van Afrikaans is 'n afdeling van die ATKV en ons is amper nou reeds 12 jaar by die ATKV, maar die Vriende is daarom nou net so bietjie meer as 30 jaar oud. Is vir my vanaand 'n besondere voorreg om almal hier te verwelkom by die 22ste Johan Kombrink gedenklesing. Ons is veral geëerd om 'n spreker van hierdie formaat te hê. Ons sal later dan ons spreker voorstel, maar ek wil graag, as u nie omgee nie, daarom net 'n paar mense noem. Natuurlik almal wat vanaand hier is, baie welkom. Familie van professor Kombrink, hier is ook vanaand 'n kleinseun van hom. Ons kollegas in die streekkantoor hier in Stellenbosch en ook ons kollegas wat al die pad van hoofkantoor afgekom het. Ons vriende, al die kollegas natuurlik van Dr. Eigelaar Meets by die universiteit, baie welkom aan u ook. Al ons medewerkers, die media wat vanaand hier is, baie welkom en ek hoop julle gaan die aand saam met ons geniet. Ek gaan later bietjie meer agtergrond gee oor die vriende, maar ek wil baie graag eers vir Mercia Eksteen, die hoofbestuurder van kommunikasie by die ATKV, aan die woord stel. Baie dankie, Mercia. Goeienaand, dames en here. Wat 'n wonderlike voorreg om hier te kan wees. Hierdie baie spesiale geleentheid, die Johan Kombrink gedenklesing. Ons is hier vanaand, nie net om te onthou nie, maar ook om die reis voort te sit. Wanneer ons dink aan nalatenskap van Johan Kombrink, dink ons aan 'n lewe wat bewys het dat erfenis nie iets is wat jy bære nie. Dit is iets wat jy bou. Erfenis is nie 'n museumstuk agter glas nie. Dit is die keuses wat ons elke dag maak. Dit lê in ons woorde en in ons waardes. Dit is elke individu se verantwoordelikheid. Ons kan maklik dink dat erfenis die werk van groot figure is. Leiers, skrywers, kunstenaars. Maar 'n lewende erfenis word nie deur enkeles geskep nie. Dit word deur gemeenskappe gebou. Dit word deur jou en jou en jou en jou en my gebou. Daarom nooi ek een en elk vanaand, kom saam met die ATKV op reis om 'n erfenis te bou. 'n Reis waar ons gaan vernuwe en erkenning gee. 'n Reis waar ons vier en skep. Hierdie reis begin nie in 'n kantoor nie. Hierdie reis begin nie op 'n verhoog nie. Dit begin in die hart van elke mens wat besluit, ek sal deel wees. Ek sal bou. Ek sal my talent, my tyd, my stem gee. Saam skep ons 'n nalatenskap waar elkeen tuis en trots sal voel. 'n Nalatenskap wat die rykdom van ons taal, kultuur en kunste omhels. Ons skep nie net geleenthede nie. Ons skep kragtige ruimtes waarin gemeenskappe kan floreer. Die ATKV bied nie net projekte aan nie. Ons belê in mense. Tog beteken projekte en ruimtes niks sonder individue wat verantwoordelikheid aanvaar nie. Verantwoordelikheid om mekaar raak te sien. Verantwoordelikheid om jong mense met vaardighede toe te rus. Verantwoordelikheid
om Afrikaans in al sy variëteite met trots en deernis te dra. Ons vier nie net 'n verlede nie. Ons bou 'n toekomsbrug waar elke hart 'n huis vind en elke droom vlerke kry. Nou die vraag, hoe bou ons hierdie brug? Ons bou die brug wanneer onderwysers ekstra tyd afstaan aan 'n leerder om daardie leerder te leer lees. Ons bou hierdie brug wanneer kunstenaars stories vertel wat mense se menswaardigheid bevestig. Ons bou dit wanneer elkeen van ons sê, ek is verantwoordelik vir die toekoms wat kom. Saam leer ons uit die verlede en skep ons die toekoms. Uit die verlede leer ons van opoffering, van geloof, van vasbyt. Maar 'n lewende erfenis vra meer as herinnering. Dit vra betrokkenheid. Dit vra moed. Dit vra dat ons nie net toeskouers sal wees nie, maar mede-skeppers. Saam is ons nie net 'n organisasie nie. Ons is die vuur wat die passie aansteek, die lig wat die toekomspad verhelder en die klop van ons gemeenskap se hart. Daardie vuur brand nie van self nie. Dit brand wanneer elke individu hul verantwoordelikheid aanvaar om by te dra, met kundigheid, met integriteit en met liefde. Saam skep ons 'n onwrikbare baken van ons gemeenskappe se krag, kultuur en kreatiwiteit. Nie omdat dit maklik is nie. Nie omdat dit gewild is nie, maar omdat dit reg is. Vanaand eer ons 'n naam. Môre leef ons met 'n verantwoordelikheid. Saam is ons die ATKV. Saam skep ons 'n lewende erfenis. Mag elkeen van ons mede-argitekte van 'n hoopvolle toekoms wees. Geniet die aand en baie dankie. Baie dankie, Mercia. Soos julle kan hoor, dames en here, Mercia is baie passievol oor die werk wat die ATKV natuurlik reg oor die land doen. Professor Johan Kombrink het jare gelede saam met 'n hele paar ander rolspelers besef dat ons daadwerklik iets moet doen as ons die taal van Afrikaans behoue wil bly. En hulle het toe besluit dat hulle 'n klomp mense bymekaar gaan kry en so die Vriende van Afrikaans ontstaan. Maar wat hy wou regkry was dat elkeen van ons in ons eie gemeenskappe moet gaan kyk wat kan ons doen ter bevordering van ons taal en kultuur. Dat ons nie moet wag vir mense wat van buite af moet kom om iets te kom doen nie. So dis vir my regtig baie lekker dat ons na soveel jare nog steeds sy droom en sy passie saam met die ander medewerkers kan voortsit. Dames en here, ons tema vir die aand, taal, die instrument wat menslike ontwikkeling kan maak of breek. Dit sluit baie goed aan by die fokus op menslike ontwikkeling en ons projekte rondom leesondersteuning, ons gesprekreekse, wat dan ook insluit hierdie gedenklesing vanaand, ons Koop Afrikaanse Boekdag en baie meer projekte wat nog aangebied word. Ons boektrommelprojek sorg dat kinders toegang het tot geskikte, betekenisvolle en genotvolle leesboeke. Boeke wat verbeelding en die wêreld oopmaak
en selfvertroue bou. Deur ons leeskonferensies en voorleeswerkswinkels bemagtig ons ouers, fasiliteerders en ouers met praktiese kennis, inligting en vaardighede. Ons glo vas dat voorlees nie 'n aktiwiteit is nie, maar 'n belegging in 'n kind se toekoms. Dit versterk taalontwikkeling, woordeskat, spelvaardighede, konsentrasie, empatie en leervermoë. Daarom is die rol van opvoeders en ouers onmisbaar. Nie net om te lees of voor te lees nie, maar om dit met begrip te doen volgens beproefde metodes, sodat kinders met leeruitdagings betyds en doeltreffend ondersteun kan word. Mag vanaand se lesing ons denke verdiep, ons harte inspireer en ons hande versterk vir die belangrike taak om elke kind die geleentheid te gee om te lees, te leer en te groei. Dames en here, ek stel graag aan u voor Dr. Ilse Eigelaar-Meets. Ons is bevoorreg om saam met Ilse te werk. Sy is 'n dosent in sosiologie aan die Universiteit van Stellenbosch, 'n navorser met 'n besondere fokus op menslike ontwikkeling. Haar werk herinner ons daaraan dat ontwikkeling nie net oor teorie gaan nie, maar oor mense, verhoudings en geleenthede wat lewens verander. Ilse se passie is dat elke kind 'n geleentheid moet kry in hierdie land om uiteindelik tot sy volle potensiaal te ontwikkel, dat hulle omstandighede so kan verander, dat hulle nog steeds menslik kan voel en 'n plekjie in die wêreld kan hê. So ons vir ons 'n baie groot voorreg om Ilse hier te ontvang vanaand. Baie welkom en baie dankie dat julle deel in hierdie betekenisvolle geleentheid. Dames en here, by die ATKV glo ons dat ons moet belê in onsself, ons moet belê in die toekoms en ons moet die verskil wees. Daarom is die werk wat ons doen vir ons regtig nie werk nie, dis 'n passie en dit kom uit ons harte uit om 'n verskil in ons kinders se lewens te maak. Ilse, baie dankie dat jy ingestem het. Ons sien uit dat jy vir ons kom vertel wat die werklikhede is, want jy gaan dit weet met jou navorsing. Baie keer het ons net 'n persepsie en baie keer is dit 'n wanpersepsie, maar ons glo as ons vanaand hier uitgaan, gaan ons bietjie meer verstaan waarmee ons mense en kinders regtig te doen het daar buite. Ek gee aan julle Dr. Ilse Eigelaar-Meets. Ek het vanaand my dogter se hoekskoene aan. Want ek besit nie hoekskoene nie, so ek weet nie wat as ek meer op my senuwees voel nie, dat ek hier iewers gaan hier val en of ek my plek gaan verloor op my notas nie. So kom ons kyk hoe dit gaan. Dit is vir my 'n geweldige voorreg om vanaand hier te staan. Toe Geraldine vir my vra, toe sê ek vir sjoe, wil julle hoor wat ek te sê het? Ek meen, ons sit baie keer in die kar, want hulle nie 'n rede, hulle nie keuse nie. Hulle moet maar na my luister en ons ry in die Karoo op, is waar ek baie van my werk doen. En ek is baie bevoorreg dat ek saam met die Vriende van Afrikaans, spesifiek met die boektrommel en doen en lees program, dat ek kan saam beweeg. Dit is vir my ongelooflik lekker. En dit gee vir my sulke lekker pitkos om in die klas ook te gebruik. So dis baie, baie lekker. Dis ook vir my baie lekker om hierdie ding in Afrikaans te kan doen. Ek moes 'n paar woorde gaan opsoek, wat die mense nou al so gewoond geraak het om in Engels te gebruik, dat ek nou regtig moes, Google is nie altyd so hulpvaardig as jy die regte Afrikaanse woord soek nie, wil ek net sê. So, ek moes, maar dit is my regtig baie lekker. Ek hoop julle geniet, wat ek wil sê, my boodskap, dit kom regtig uit my hart uit, en Geraldine is reg. Ek is bly as hulle dit kan sien, dat dit vir my belangrik is. Ek het 'n besonderse passie vir die jeug van Suid-Afrika. Ja, julle gaan hoor. Okay, kom ons begin. Okay. Gewoonlik lees ek nooit 'n ding baie goed af nie, so kom ons kyk hoe dit gaan. Ek gaan probeer om by my woorde hierso te hou. So die tema wat ek vanaand hierso uit in Geraldine gesê het, is taal die instrument wat menslike ontwikkeling kan maak of breek. Nou, taal is natuurlik 'n instrument wat ons nodig het om met mekaar te kan kommunikeer, reg? Maar ons het dit ook nodig om te kan skryf en te kan lees. En as ons dit nie het nie, kan ons nie met mekaar
omgang hê nie, né? Ons kan nie met mekaar kommunikeer nie, dit gaan 'n bietjie van 'n moeilike besigheid wees. So die gebruik van en verstaan van taal skep in ons deur die gebruik daarvan skep ons orde, maar ons skep ook chaos. Ons bou vriendskappe, maar ons maak ook vyande. Nou as 'n sosioloog, en nou moet julle my maar verskoon so nou, dan kom dit nou maar hier deur, verstaan ek taal as 'n sosiale instelling. So aan die een kant word taal en skep taal gemeenskappe en samelewings. Want taal bind ons mos nou saam en ons het 'n gedeelde erfenis as 'n groep mense wat dieselfde taal praat en ons het ook 'n gedeelde hede. Maar taal word ook geskep deur die mense wat die taal praat. Wat eintlik fantasties is, want so verander is die taal en is daar baie dinamies. Ek raak partykeer gefrustreerd as 'n mens so hunker na, dink maar die taal doen dit en die taal doen dit en wat is nou goeie Afrikaans en wat is nou slegte Afrikaans? Dink ek, maar is mos 'n kreatiewe besigheid. So ons dit vorm en skep die hele tyd soos wat taal maar werk. Taal se die woorde van taal of die taal en woorde word gevorm en ou woorde kan nuwe betekenis. Ek het byvoorbeeld gaan soek na 'n woord en ek weet nie of julle weet nie want ek het dit nie geweet nie. Maar die woord lelik, oorspronklike betekenis van die woord was aangenaam of vriendelik. Het julle dit geweet? Ek het dit wraggies nie geweet nie. Ek kan dit nie eens insien dat 'n mens dit kan sê nie. Maar dit was in Middelnederlands so. Nou weet ons as ek sê jy's lelik, dan dink ek nou nie jy's aangenaam of oulik nie. Ek dink jy is nou nie so mooi nie. Nee. 'n ander woord wat verander het en ek het vreeslik gewik en geweeg gaan ek dit gebruik. Dis nog in die kar dat ek met my man daaroor gekontempleer, maar ek gaan dit gebruik. Is die woord ras. En ek wil dit gebruik want ek dink altyd dit is so 'n gelaaide woord, maar dit het nooit so begin nie. Ek weet nie of maar die woord ek het begin vir die klas, ek moet praat daaroor as 'n sosialiseringskonsep, gaan soek maar waar kom die woord vandaan? En toe leer ek maar voor die 1500s het die woord nie bestaan nie. Dis eers in die 1500s. Dit was een of ander skot, lyk dit vir my wat nou 'n digloop skryf het, maar dit het in die vroeg 1500s het dit eintlik gebruik om na mense wat van dieselfde plek of afkoms of groep af. So jy was van die Engelse ras of jy was van die dominee ras of jy was dit is hoe dit was, amper soos clan in Engels. En dit was natuurlik in die 1600s wat ek sê altyd dis die antropoloë se skuld, maar wat toe nou begin is om klassifikasies te doen in terme van net dat mense verskillend lyk. So dit was niks daarmee bedoel nie, dit was doeteenvoudig nou maar denke en eers in die 1900s was ras gebruik. En dit is interessant want dit was so dieselfde tyd van Charles Darwin en evolusie. So maar wat dan toe nou gebruik is om aan ras sekere kwaliteite in terme van rangordes en moraliteit en wie is nou dit en dat wat dit eers begin het. So dis ook 'n woord wat se betekenis totaal verander het. En ek dink ons moet dit verstaan dat woorde dit is en hoe belangrik dit is en wat dit aan samelewings doen. So dit is hoe woorde samelewings se strukture kan verander en bepaal. Dit is hoe belangrik woorde is, hoe belangrik taal is. Nou ja, hoe verstaan ons taal as 'n instelling? Wel soos reeds genoem, dis 'n instrument vir kommunikasie, dit vorm identiteit. Ek dink altyd aan 'n wildvreemde ou as jy nou in Londen loop met jou 3 pakkies Provita, want dis al wat ons kan bekostig as ons soontoe gaan, en jy hoor ewe skielik hier agter jou praat 'n ou Afrikaans. Binne oomblikke draai jy om en binne 2 minute ken ons mekaar se afstammelingsboom, jy weet wie bly waar, jy het telefoonnommers uitgeruil en julle gaan 10-1 'n bier saam drink nou iewers in Londen. Hoekom? Want ons is mos Afrikaans, né? So ons het 'n eenheid gevorm, reg, so dis jou identiteit. Maar, taal doen ook ander dinge. Taal is ook 'n meganisme van sosiale ongelykheid, waar dit ongelykheid in mag, status en ekonomiese toegang vorm. Dit versterk dit en dit regverdig dit soms. En ons hoor dit as ons nou in die oomblik net dink aan wat met oorloë aan die gang is, hoe hierdie goed regverdig word en gerasionaliseer word. Reg? Ons dink ook aan watter tale word geprioritiseer, watter tale het status, van watter dialekte word gemarginaliseer, dink ons as iemand so praat, is tog die ou seker nie so lekker nie. Dit is hoe ons ongelykheid begin inwerk. Taal is ook 'n meganisme van sosiale gebeure, dat dit gebruik word om persepsies en denkpatrone te skep en toegang tot hulpbronne te fasiliteer en te beperk. Dink 'n bietjie, ons dink met partykeer, ons sê altyd vir die studente, probeer dit ook vir my kinders leer wat op Google wil sukkel.
Wie is die mense wat die inligting versprei? Wat is die inligting wat versprei word? Dit is hoe ons toegang en hulpbronne fasiliteer en inperk. En natuurlik is taal die fondasie vir sosiale interaksie, maar ook hier dryf dit tot isolasie van mense of die assimilasie van mense, so hoe hulle deel word van 'n gemeenskap. En hier is dit vir my baie interessant, ek doen baie werk op migrasie ook. En een van die goed wat ons toenemend sien, is hoe Suid-Afrikaners taal gebruik om ons Afrika-migrante te isoleer, maar ook aan te val. So, of ek praat in 'n taal wat jy my nie kan verstaan nie, om jou nog meer te isoleer, of jy moet praat en dan kan ek jou identifiseer en dan word jy eenkant geskuif en dan is daar soms ongelukkig gewelddadige aksie wat daar volg. Maar hoe word dit gedoen? Deur die gebruik van taal. Goed. Ek wil egter vanaand baie spesifiek fokus op die vermoë van taal om denke te struktureer en hoe dit ontwikkelingpotensiaal toesluit of ontsluit. Of soos ek in die titel sê, hoe dit kan maak of breek, ontwikkeling kan maak of breek. Ek doen dit vanaand met 'n baie spesifieke fokus op jeug, omdat ek in my navorsing toenemend bewus raak van die feit dat ons jong mense skandalig val in hierdie land. Vir die oorgrootste meerderheid van jong mense en kinders in hierdie land is groot word glad nie 'n grap nie. Dis 'n harde en dikwels 'n baie eensame pad, waar selfs die instellings wat daar gestel is om hulle te ondersteun, hulle totaal in die steek laat. In hierdie lesing dink ek oor taal in terme van woorde, met die verstaan dat taal tog maar 'n samestelling van woorde is, waarvan die samestelling daarvan 'n sekere boodskap oordra. Eenvoudige voorbeeld. Ek is lief vir vis. Ek is regtig baie lief vir vis. Ek en Sherin kom van Namibia af, ons hou van vis. Ek is lief vir vis. Ek is lief vir my hond, ek is lief vir my kinders en ek is lief vir my man. Nou ek het nou 4 keer die woord lief gebruik in 4 verskillende sinne en in al 4 kere van daai liefde iets anders beteken. Nou dames en here, dis hoekom ek nou van navorsing hou, né? Want ek sit nou met 'n student, dan dink die student, hulle gee nou vir my 'n navorsingsvraag. Dan kom hierdie simpel dosent en ek trek daai navorsingsvraag uitmekaar uit en sê, maar wat beteken die woord en wat beteken daai woord? Hulle raak mal. En dan doen ons dit weer volgende week as hulle dink hulle het uitgefigure. Maar nou ja, dis toe nie so maklik om 'n navorsingsvraag in mekaar te flans nie. Nou vanaand in my refleksie oor taal, gaan ek oor 2 goed praat. Ek gaan eerstens praat oor woorde wat ons gebruik, en dan wat die tweede deel van wat ek graag met julle wil deel is, wat gebeur wanneer daar nie woorde is nie. So Manly Hall skryf, woorde is kragtige wapens vir alle doelwitte, goed of sleg. Woorde het die mag om te maak of breek. In 2011 is ek deel van 'n span van navorsers en ons is gevra om werk te doen op die sosio-ekonomiese en struktuurrealiteite van onderpresterende hoërskole in die Weskaap. Nou onderpresterende hoërskool beteken dat jou slaagsyfer van jou graad 12 leerders val onder 'n sekere vlak. In 'n gesprek met een van die skoolhoofde, nou die skool was in Oudtshoorn, is nog steeds daar, probeer ek nou verstaan, hoekom is dit so dat leerders uit die skool uitval en hoekom is dit dat hulle so sleg doen? In ons gesprek wys die hoof vir my 2 faktore uit. Die eerste een is die groot hoeveelheid leerders in graad 8 wat in sy skool inkom en wat kan nie lees en skryf nie. En hy vertel vir my, en ek dink die mense verstaan regtig waar dit is nie, hy vertel vir my dat hy, soos wat hy gewoonlik deur die skool stap as daar klasse gegee word, soos 'n hoof nou moet doen, kyk, is alles aan alright en is daar dan nog klas wat gegee word? En hy sê, hy stap verby die graad 8 Afrikaanse klas. Eerste taal, sprekers. Die juffrou het die kinders teen die muur uitgepak, so staan hulle met hulle rug teen die muur. Sy is besig om vir hulle die alfabet te leer. In graad 8. Hoe moet daai kind matriek slaag, as mos nie 'n manier nie, in elk geval. Die tweede ding wat hy vir my sê is, juffrou, dis eers die grootste probleem nie. 'n Groter probleem in hierdie skool is die ouers. Ek sê, nee meneer, ek verstaan nie. Hy sê, weet jy, as ons kinders vir hulle ouers sê, hulle wil onderwysers of dokters word, of polisiemanne of wat ook al, is die ouers se eerste reaksie, is jy simpel?
Hier word ons net plaaswerkers. Nou in my naïwiteit het ek gedink dis dalk maar nou net by die skool. Dit is nie. Ouers wat kinders se drome en potensiaal vertrap. En hier moet ons 'n sagte oog op die ouers hou. Wat ons moet altyd onthou, dat sulke reaksies dikwels diep gewortel lê in hulle eie drome wat vertrap is. En ons moet ook onthou dat drome geplunder en vernietig word deur sisteme, strukture en prosesse wat buite die individu se invloedsfeer lê. So ver buite dat hulle soms nie eers besef dat dit die stelsel die probleem is nie. Hulle is al so gewoond aan hierdie sistemiese abnormaliteite dat hulle dink dit is normaal. So disfunksionaliteit word genormaliseer. So dis okay. Dit is maar hoe dit is met ons mense. Dit is maar waar ons gaan opeindig. En dis alright. Moenie verder droom nie. Nou op hierdie punt wil ek dan ook elkeen van ons 'n baie ernstige vraag rig. Wat is ons verwagting van ons kinders? Wat is ons verwagting van die oorgrootste meerderheid van ons land se kinders wat in bitter moeilike omstandighede groot word? As ons die voorreg het om met jong mense van die townships of laer sosio-ekonomiese gemeenskappe te werk, wat is ons verwagting van hulle? As een van hulle na jou toe kom en hulle sê, "Yes, ek wil 'n stokkerspeler word of 'n rugbyspeler of 'n fisikus of 'n digter," wat is jou eerste reaksie? Wow. Kry net 'n werk by Checkers. Jy weet, dan is jy darm klaar beter as jou maale. Of weet jy, wat gaan jy vir hulle sê? Of gaan jy vir hulle sê, jy kan enigiets doen wat jy jou kop opsit? Wat is ons eerste reaksie? En ek dink, as ons eerlik is dit seker die eerste een. En dis nie omdat ons lelik is nie. Soms wil ons sulke verwagtinge demp uit werklike goeie bedoelings, want ons raak lief vir die kinders. En ons wil nie sien dat hulle seer kry nie. En ek het hierdie al gehoor in gesprekke. Inteendeel, ek en Geraldine en Dokka was in 'n gesprek wat 'n liewe mens dit sê, en ons al drie was so half, en ek net besef, dit is omdat jy dit amper wil sagter maak, en jy wil net so bietjie sagter aanmoedig, en jy wil net so bietjie meer bereikbare doelwitte stel. Want ons weet die wêreld is wild daar buite. En ons is, jy's nou nie naïef oor die realiteite wat daar buite is nie, maar die boodskap wat dit stuur. In Prins Albert het ek verlede jaar die voorreg om die Prins Albert Vaardigheidsskool en Slim Lappies, wat 'n leesentrum is, waar baie werk gedoen word deur die Vriende van Afrikaans met die Doen en Leer program spesifiek, en Boektrommel, ons besoek nou saam met Geraldine, ek en Dokka. Nou beide die Vaardigheidsskool en Slim Lappies maak gebruik van die Doen en Leer program, soos ek sê, om die kinders te leer lees en skryf. Die kinders in die Vaardigheidsskool is hoërskoolouderdom. En baie van hulle het 'n spektrum van leerprobleme. Hulle het uit die skool uitgeval. Dis eintlik kinders wat hulle mense gesê het, ag nee, hulle gaan nie kan lees en skryf nie, hulle moet maar iets met hulle hande gaan leer doen. Die kinders by Slim Lappies is weer kinders van die laer en die hoërskool op die dorp, en van die kinders kom by Slim Lappies wat die leesentrum is, dis na skool gaan almal soontoe, van hulle kom daar, hulle kan nie lees en skryf nie, van hulle sukkel, en hier word hulle geleer en geoefen. Hier het ons die voorreg om te sien hoe kinders wat in 'n positiewe omgewing, met positiewe insette en geduld, vanaf teruggetrokke kinders wat afkyk as hulle instap, nie vra nie, net praat as dit regtig nodig is. Ontpop in kinders wat vra, dinge uitprobeer, hulle skryf gedigte, en hulle het selfs nie moed om voor te lees vir 'n saal vol vreemde mense gedurende die leesfees. Die kinders van die Vaardigheidsskool onder leiding van 'n fantastiese fasiliteerder wys ons trots hoe hulle woorde vinnig kan herken en herroep om neer te skryf op 'n wit bord. Want hier is die lese 'n deurlopende boodskap. Almal kan. Almal kan. Dis egter nie net woorde wat geuiter word wat mag dit nie. In 2011 word ons gevra deur die Departement van Gesondheid van die Wynland Distrik, en my mede-navorser sit hier, Dr. Sandra Maree, om ondersoek in te stel na tienerswangerskappe in 'n Wynlandse dorp. Op daardie stadium was die dorp se tienerswangerskapskoers die hoogste in die Weskaap. En in gesprekke met die tienermamas vra ek die vraag: nou, hoe het dit gebeur dat jy swanger geraak het? Nou ja, ek moes nou eers verduidelik, ek verstaan die biologie.
dis nie wat ek wil hê nie, want natuurlik het hulle dadelik vir my begin lag. Toe sê ek nee, dis nie wat ek bedoel nie. Ons eerste meisiekind was net gebore. I got the biology. So, maar ek wou verstaan in 'n konteks van oorgenoeg inligting en oorgenoeg middele om nie swanger te raak nie. Hoekom gebeur dit? Nou ja, hulle vertel toe vir my. Vir al die meisies, dit was op daai groep was almal eerste mammas. Sê hulle vir my, maar hulle het nooit beplan om seks te hê nie. Hulle wou nie. En daarom was hulle nie voorbereid nie. Die tweede ding is dat seks was 'n noodwendige aksie wat hulle moes neem om die liefde en aandag van hulle kerels te hou. En die derde ding is, toe ek hulle vra oor die babas, maar hulle is nie spyt oor die swangerskap nie, want nou het ek iemand wat my opreg liefhet en my nodig het. Nou ons moet die konteks verstaan, né? Ouers wat lang ure in fabrieke en op plase werk of in die stad of waar ook al, hulle sien nie hulle kinders nie. Vroegmorgens uit, laat snags terug. Dan is daar 'n faktor wat baie sterk na vore gekom het. Is 'n hoë persentasie van biologiese paas wat afwesig is. Die afwesigheid van 'n veilige intieme band met 'n manlike figuur. In die een hoërskool het 50% van leerders aangedui dat hulle biologiese pa nie deel is van hulle huishouding nie. En in die ander skool 71% van die kinders. Nou ons het op 'n stadium gespot en gesê dit is maar beter as die paas nie daar is nie, want hulle maak dinge bietjie moeilik. Maar die probleem is, al die las val dan op die ma. Die ma moet nog langer ure werk. Die kinders is nog langer op hulle eie. Die ma's voel skuldig. Ons het met hulle ook gepraat en hulle sê vir ons wil nie met ons kinders raas nie, want ons weet eintlik wat hier gebeur het, want hulle was ook tienermammas. En hulle sê dis omdat hulle nie vir hulle kinders daar is nie. So binne hierdie konteks het die meisie se hinkering na manlike aanvaarding en toenadering. En dus volgens hulle doen hulle wat hulle moet doen om die aandag wat hulle wel kry te hou. Toe ek hulle vra of hulle sal kies om seks te hê, as hulle voel dat hulle regtig 'n keuse het. En hierdie het my uitgebal. Die hele groep het soos een man vir my gesê, nee. Toe ek vra nou, hoekom doen hulle dit? As ons nee sê, loop hulle oor na 'n ander meisie toe. In 'n studie oor bende geweld kom die temas van afwesige paas ook sterk na vore. Die volgende word geskryf. Die patroon van bende geweld lyk as volg. Afwesige paas, ongestaafde, unvalidated, ek het so 'n bietjie gesukkel met hierdie ene. Af identiteit, dan word die identiteit waagstaaf op straat. Dit lei na misdaad en geweld en nog 'n generasie van afwesige paas. Nooit kan ons kyk na bendes en tienerswangerskappe as fenomene wat aandui dat ons kinders buite beheer en bloot net onsinnige tieners is wat swak besluite maak. Ons moet hierdie tendense verstaan as sistemies van aard en waak daarteen om eenvoudige op die persoon af antwoorde voor te hou vir duidelike sistemiese en komplekse dryfvere wat veel dieper lê as die individu. En ek dink as daar een boodskap is wat ek regtig vanaand, ek dink dit is iets wat my ongelooflik irriteer, as mense sulke simpel antwoorde gee. As dit nou so eenvoudig was, het ons nou al verlede maand reggemaak. Dis kompleks. Nou goed, wat doen ons as woorde ontbreek? Taal bestaan natuurlik uit gesproke en geskrewe taal, geskrewe woorde. En die geskrewe woord is geweldige belangrike instrument vir nie net die vaslê en die uitbou van taal nie, maar die vermoë om te kan lees is 'n essensiële vaardigheid vir bykans elke ding wat ons elke dag doen. Met die vermoë om te kan lees is baie meer as net 'n vaardigheid, is absoluut sentraal tot menslike ontwikkeling. As jy nie kan lees nie, is daar wraggies bitter min wat jy kan doen. Woorde bied die geleentheid vir ontwikkeling. J.M. Rohn skryf, woorde doen twee belangrike dinge. Dit voed die verstand en dit bring lig vir begrip en bewuswording. Om te kan lees open wêrelde, boeke bou kreatiwiteit, intelligensie en woordeskat. Dit leer empatie en alternatiewe wêreldbeskouings. Daai laaste een is so belangrik. As jy in 'n eng wêreld leef en jy kan lees van ander mense wat daar kon uitklim, jy kan lees van iets buite jou onmiddellike omstandighede, want ons kinders kom nêrens nie.
Hulle bly in daai plekkie waar hulle is. Dan doen 'n mens navorsing met kinders in Ashton, dan sê hulle vir my, hulle is 18 jaar, hulle was nog nooit in Bonnievale of in Woester nie. Dis net om die draai. Dit is hulle wêreld. Al wat dit kan oopmaak is 'n boek. Natuurlik staar kinders wat nie kan lees nie beduidende langtermyn negatiewe gevolge in die gesig. Onmiddellike nadele, verminderde selfvertroue, frustrasies, en dan wonder 'n mens oor die gedragsprobleme, want waar gaan dit heen gaan? 'n Onvermoë om inligting te kan verstaan. Kan jy dink jy sit in 'n klas, dag in en dag uit, en jy verstaan niks? Ek weet nie of 'n mens jou dit kan indink nie, want ek dink ons almal kan lees en skryf wat hier sit. Ek dink jy moet jouself in 'n vreemde land kry, waar mense praat, en jy het nie 'n cooking clue wat hulle sê nie. Dit moet ongelooflik frustrerend wees. In my vraag aan 'n laerskoolonderwyseres wat klas gee in die grondslagfase, oor hoekom die kinders so vreeslik uitval, en ons kinders val uit in graad 3 en 4. So as ons gedink het, dit is sleg om op 'n graad 7 vlak uit te val. Ons is besig om 'n era in te gaan, waar ons teruggaan in tyd. Ons gaan ongeletterde volwassenes hê. In 'n tyd van free, no-fee schools. Baie binnekort. In elk geval, ekskuus, ek val myself in die rede. Sy antwoord, of eintlik antwoord die hele groep toe, 80% van die kinders wat uitval sukkel om te lees. Kan ons hierdie kinders kwaadlik neem? Ek vra weer, kan jy jouself indink dat jy in 'n klaskamer dag in en dag uit sit en jy verstaan nie wat voor jou gesê word nie? Ek weet of ek so bly nie. Ek sou ook maar geloop het. Nou julle ken hierdie statistieke. In die 2021 polls, our Progress on International Reading and Literacy Study, wys die bevindings dat 81% van graad 4 leerders in Suid-Afrika nie kan lees en begrip nie. Hulle sien dit in graad 12, graad 11, dat leerders presies die vraag terugskryf in die antwoordspasie van die vraagstel. Hulle kan afskryf, want hulle het goed geleer nou al. Hierdie bevindings word bevestig deur 'n 2030 leespaneel, wat ek dink dit was 4 jaar gelede, van stapel gestuur is om die regering se vordering te monitor, en te verseker dat alle leerders teen 2030 leer lees. Ek dink hulle moet daai job hierso gee. Die paneel se agtergrondverslag wys dat 80%, dis dieselfde as hierdie, van Suid-Afrika se graad 3 leerders en 81% van die graad 4 leerders nie met begrip kan lees nie. Netwerk 24 het die week 'n artikel gepubliseer. Die titel pryk: 3 uit 10 leerders in die grondslagfase se leesvermoë haal die paal. 3 uit 10. Hierdie statistieke wys op 'n absolute krisis. En let wel, dis nie 'n nuwe krisis nie. Hoekom? Ek gaan julle sê, in 2025 is 'n reset-verslag waar gerapporteer word dat net 57% van Suid-Afrikaners tussen die ouderdom van 25 en 34 jaar matriek of ekwivalente kwalifikasie het. Nou as ek daai gaan afbreek in sosio-ekonomiese en rassegroepe, julle weet wat ons gaan kry. Julle weet wat ons gaan kry. As kinders in die grondslagfase nie op standaard kan lees en skryf nie, is daar geen manier dat hulle matriek suksesvol kan voltooi nie. En dan moet ek by sê, matriek van 35% gemiddeld beteken niks. Want jy kan nêrens inkom nie. Jy kan regtig nêrens inkom nie. Hierdie uitslae toon myns insiens 'n skandelike versuim deur die Suid-Afrikaanse regering om as 'n basiese reg van jong mense in Suid-Afrika, soos die grondwet bevestig en bekragtig, te voldoen. Leerders word dood eenvoudig deur die skoolstelsel gedruk met 'n onvoldoende leesondersteuning as gevolg van ondeurdagte beleid wat tot gevolg het dat 'n leerder tot in graad 12 en graad 11 kan vorder sonder om te kan lees. Lees is 'n vaardigheid soos fietsry. Almal kan dit doen. Sommige moet 'n bietjie harder oefen, ja, maar almal kan dit doen. En as jy nou wielietjies langs die kant nodig het, dan gee ons vir jou wielietjies. Maar my maggies, jy moet dit kan regkry. Net voor verlede week wys 'n graad 10 onderwyseres vir my 'n Afrikaanse opstel van 'n leerder. Jy kan niks uitmaak wat daai liewe kind geskryf het nie. Afrikaans eerste taal,
kind is Afrikaans. Onleesbare woorde. Hier en daar is so 'n woord wat sin maak. Maar dis totaal niks seggend. Dit is nie omdat die leerder nie iets gehad het om te sê nie. Sy het 'n storie geskryf. Maar sy het nie die woorde om oor te dra wat sy wil sê nie. Dit is verskriklik. Ons is, nou ek en Dok aan Geraldine, gesels met 'n laerskooljuffrou verlede jaar September, wat die doen en leer program gebruik om haar graad 3 leerdertjies wat nou nie kan lees en skryf nie, te leer lees en skryf. Sy vertel van 'n seentjie wat so oulik gevorder het en hy sê ons moet wag. Sy gaan hy wil vir ons lees. Nou ek weet nie of hy wil nie, maar hy wil. Hy gaan nou vir ons kom lees. Nou onthou dis nou 'n kind wat toe hy in Januarie in die klas ingestap het in graad 3 en sy sê toe ook vir my nee, maar dis gewoonlik so 30% van my klas kom in, kan nie lees en skryf nie. Okay? So dis 'n gegewe. Sy sê maar hy gaan nou vir ons lees. Juffrou gaan haal die man en die twee kom ingestap in die personeelkamer waar ons nou sit. Hy kom sit op sy stoeltjie en die man begin te lees. Man, dit is oulik. Toe hy klaar gelees het, vra kom Boetan, is dit vir jou lekker om te kan lees? Hy sit sy handjies op sy bors en sê vir my juffrou, en maak my hart so warm. Sy juffrou vertel vir ons, sy het hom ook die vraag gevra, en hy het ook dit vir haar so gewys, maar hy het vir haar iets bygesê. Hy sê vir haar juffrou, ja, want nou is ek nie meer dom nie. Toe breek my hart. Is die kind se potensiaal nou, wat ons by hom sit, sy verstandelike potensiaal, nou vandag beter as 9 maande terug toe hy nie kon lees nie? Nee, is dieselfde potensiaal. Dit was net die regte program, met die regte juffrou, met die kind. Reg? Moeite gemaak. Is sy toekomsperspektief beter as 9 maande terug? Verseker ja. Hy het 'n kans. Hy het nou 'n kans. Ons kan die beste ekonomiese beleid hê. Ons kan BEE met hoeveel E's agterna sit. Dit kan selfs ordentlik toegepas word. Dit sal geen verskil maak aan die stand van ongelykheid as ons nie die basiese en essensiële vaardigheid van lees kan vaslê in ons kinders nie. En hier is grondslagfase van kardinale belang. 'n Strategie om ons kinders hierin te ondersteun moet as 'n absolute prioriteit beskou word, as deel van 'n ekonomiese ontwikkelingsstrategie en 'n dryf om ongelykheid in die land aan te spreek. Ek is regtig oortuig daarvan. Ek gaan nou afsluit met 2 gedigte, julle moet hom na 2 luister. En albei is geskryf deur Loan Rosas, ons ken vir hom as Eysterbene. Want hy is van ek sê almekaar leeslappies hier, slimlappies, want hulle lees. En daar's ook 'n bergfietsprogram wat aan die leesprogram gekoppel is en daai man kan 'n bergfiets trap laat hy sang. So dis hoekom hy Eysterbene is. Hy is een van die tienerseuns wat by Slimlappies sentrum aangekom het. Hy is deur die doen en leer program, deur die verskillende vlakke en hy staan in die hoërskool. Hy het begin in graad 5 en toe ons ek nou die so week of wat terug af was, toe sê ek vir man Loan, toe skryf gou vir my gedig oor woorde man. En 'n halfuur later bring hy vir my hierdie. Die invloed van woorde. As jy vir iemand sleg sê, hy is nie goed nie, of hy kan nie 'n boekie lees nie, woorde soos niks werd woorde nie. Wat jy nie kan vir jouself sê nie, dan maak jy ander vasgevang. En hulle voel vir ander baie bang. Sê vir mense hulle is die beste, hulle lees 'n boek baie mooi. Woord is soos kultuur, maak of breek. As jy vir iemand sê hulle kan die wêreld aanpak, dan is hulle op die wolke met idees wat vloei. So dis die een gedig wat hy geskryf het en dan hierso is 'n boekie van klomp van die kinders by Slimlappies wat almal al 'n rukkie daar is en hulle het 'n digbundel saamgestel in Prins Albert wat nou voorgelees is by die boekefees. En ek wil ook net, dis ook 'n gedig, hier's 'n vreeslike mooi gediggies in, maar ek wil spesifiek hierdie ene lees, want dis ook deur hom, maar spesifiek oor wat lees doen. Ek is 'n slimlappie, Loan Rosas. Ek is 'n slimlappie. Ek was geleer om te lees, en nou voel ek soos 'n reus. Ek is 'n slimlappie, en nou hou ek van lees. Dis baie goed vir my.
Die Slimlappies gebou voel vir my soos 'n huis, want daar kry ons vleis. Dis belangrik vir 'n tienerseun. Nou is ek hier by die leesfees. Ek het gekom en ek moet sê, dis lekker om hier te wees. Maar kom ek sê, ek sien die lewe soos 'n boek. Dit maak my nuuskierig terwyl ek na dit soek. Die Slimlappie reëls is goed vir my bloed, want dit maak my in die klas bittersoet. In Prins Albert, waar die berge staan, kom kinders saam, met 'n boek in die hand. Slimlappie met die stories en drome, waar verbeelding groei en kennis kan blom. Die biblioteek se deure gaan wyd oop, met kleurvolle boeke, 'n wêreld vol hoop. Kinders sit en luister met aandag. Slimlappie vertel van vriendskap en dapperheid, van avontuurlike reise en die skoonheid van tyd. Met elke verhaal groei ons gees, ons harte vol vreugde, ons gedagtes 'n fees. Die onderwysers glimlag trots op ons span, want elke kind wat lees, maak die wêreld 'n beter plek. Met Slimlappie se magic leer ons so vinnig dat elke boek 'n venster is na 'n ander wêreldsin. So kom ons vier die lees in elke huis en straat, waar die liefde nooit verlaat. Slimlappie, ons held met stories om te deel, bring lig in ons lewens, soos 'n stralende gedagte. Dames en here, julle kan baie beter doen as daai. Ja. Sjoe. Dit's baie positiewe goed ook, né? Ja, dis hoekom ons hier is. Ons maak die wêreld 'n bietjie beter, want dit is maar al wat 'n kind seker wil hê. En ons glo as 'n kind kan lees, kan 'n kind ingeligte besluite maak. En dit is die verskil wat ons op die einde van die dag wil bring, soos Antjie Krog tereg sê, dit maak nie saak hoe arm nie. 'n Kind wat lees is 'n bevoorregte kind. Dit maak nie saak hoe onmenslik 'n gemeenskap is nie. 'n Kind wat lees word 'n menslike kind. En so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Dames en here, is daar enige vrae of kommentaar vir Ilse? Goeienaand, Dr. Ilse. Baie dankie vir 'n interessante lesing. Ek is seker ons het almal geniet. My naam is Willa Boesak en ek het daarom tot Sosiologie 3 gevorder by wyle Professor J.B. de Tooy, jare gelede by IWK. Maar ek verstaan u passie volkome, want ek en my maat Hendrik Thuis, ons het vir 4 jaar gegaan na agtergestelde skole, veral in die plattelandse gebiede, en ons het begin in 2021 het ons begin by 'n plaasskool, want ons wil daar begin. Ons het 3 plaasskole gedek en dan in die omgewing van Ceres, en dan het ons uitgewyk na plekke soos Atlantis en Mamasbury en sulke plekke, nie stedelike gebiede nie, waar die kinders nie die voorregte het tot sê wifi en sommer om 'n winkel te gaan om iets te gaan koop nie. So ons het daar op gekonsentreer. En ons het ook spesifiek graad 9 leerders toegespreek, meer as 8000, omdat hulle natuurlik in graad 10 die nodige vakke moet kies wat sal pas by hulle loopbaan, wat hulle sal graag wil word. Nou wat ons gedoen het, ongelukkig is by die skole, ons het in die skooltyd kon werk, maar die prinsipale het ons ten minste maar net 'n uur gegee. Dan het ons nog maar gemaak van PowerPoint, dat hulle kan beter verstaan. Hendrik het sy gitaar uitgehaal, so 'n bietjie ligtelik. Maar ons het 2 dinge gedek. Ek, omdat ek 'n etikus is, ek het gedek die waardes, wat u weet is besig om te verdwyn. En dan het Hendrik meer op loopbane, want hy is in die onderwys. Ek wil nie sê hoe oud is hy nie, maar dit is ook al dekades lank. Die broer besig is, tot gister was jy nog by skool, nee. Jy hou nie op nie. Maar in elk geval, dan het ons
ek praat oor waardes natuurlik dan, nou dis te kort, maar ek raak ook swanger, tienerskappe en dissipline en gehoorsaamheid aan, maar dan het ons vir hulle 'n strokie gegee aan die einde van die lesing, wat hulle net moet naamloos natuurlik, wat wil jy eendag wees? En dan analyseer ons ontleed het om te sien of daar sekere neigings is, en hoe hulle dink, hierdie kinders wat feitlik geen voorrecht of min voorrecht het, wat 'n tipiese stedelike kind nie het nie. En dan het ons dan kyk ons na hierdie antwoorde, party is baie snaaks, nee? En dat is hulle ernstig, jy kan sien, hulle is ernstig, en dan sê hulle, ek wil 'n FBI wees, of 'n Pakistani, of die president van die land, 'n tikverkoper, jy weet, sulke, maar hier is die hartseer ding, die grootste gedeelte van die antwoorde wat ons van die kinders gekry het, is hulle wil almal, die meeste wil professionele beroepe. Dit het my amper geïrriteer later om te sien hoeveel wil dokters word, maar dat hulle wiskundige geletterdheid, hulle weet nie eens dat jy eintlik ten minste 80% moet haal om in aanmerking te kom by Stellenbosch of waar ook al. Onderwysers natuurlik en so in die staatsberoep. Maar wat ons werklik waar hartseer maak, tot nou toe, en ek wil graag 'n antwoord by u weet, ek maak nou klaar, want dit is 'n vraag, die baie min, hoewel Hendrik sy bes probeer om die voordele, die sekerheid van ambagte te verduidelik, die kinders stel nie belang nie. Ons het gedink nou maar in ons eenvoud, miskien is omdat hulle status heg aan professioneel in, maak die saak kyk, as jy Stellenbosch bekyk, jy sal nooit, as jy 'n bouer is of 'n elektriesien, sal jy sonder werk wees nie. Dis so, ek weet nie wat gebeur in Stellenbosch as 'n voorbeeld nie, maar oral word elke dag hierdie woonstelle gebou en huise gebou, maar ons kan nie die boodskap by ons kinders uitbring. Kan ons vir u dalk vir ons raad gee om hoe ons boodskap beter oor te dra, of wat is die oorsaak daarvan, sosiologiese oorsaak, dat ons miskien op daai manier dit kan aanspreek? Dit is 'n moeilike vraag, maar dit is 'n goeie vraag. Ek neem 'n bietjie die regering kwaadlik. Daar is 'n geweldige fokus. Daar is 'n idee geskep dat dit is natuurlik en noodsaaklik dat 'n mens moet universiteit toe gaan. En dis nie waar nie. Ek vra altyd vir my studente, hoeveelste generasie gradiani dink julle is ek? Kyk dan raai julle, né? Dit is nou 10de en ek weet nie dis eintlik half. Dan sê ek vir die eerste. Ek is die eerste van my hele familie, nie my gesin nie, my hele familie, beide my ma en my pa se kant. My oumas het ook nie skool klaar gemaak, hulle het laerskool klaar, want hulle was oumas, die broers kon gaan leer het, die oumas moes gaan werk het, né? Soos wat dit maar was in daai tyd. So daar is en dan is daar die idee, maar dit is nie natuurlik, jy moet, as jy nou dit nou wil maak, want almal het in die vorige regering kon universiteit toe gaan. Dit is ook nie waar nie. Dit is ook 'n leuen, want almal kon nie. Mense het diplomas gedoen. Hulle is tegnikons toe. Hulle het ambagte gaan studeer. My oupa was 'n passer en draaier. My oom is 'n passer en draaier. My pa was 'n visserman. Hy het later landmeting gaan swat langs so stuk. So dit is wanbegripte wat geskep word en dit gaan lê by kinders. So en dit is die probleem. Ek dink ons moet al hoe meer daaroor praat. Ouers moet met hulle kinders daaroor praat. Ongelukkig is 'n boodskap op een slag sinkie in nie. Hulle moet dit sien. Hulle moet sien, maar daar's 'n oom Charlie en hy is 'n elektriesien en hy het 5 bakkies. Daar is Uncle Donnie, hy het 'n taxi besigheid, okay, maar hy is nou nie 'n kroekie, né, want dis nou ook al 'n probleem. So kom ons sê hy het 'n karwassery. En hy het nou al 15 ouens wat vir hom werk in sy karwassery. Dis hoekom hulle 'n Pakistani wil wees, want hulle sien die Pakistanis kry dit reg. Nee, ek verstaan dit.
So dit is ongelukkig die ding, daar's baie geraas buite wat kinders se persepsies en nie net kinders nie, ouers in ook beïnvloed. En ons moet verby daai kom om vir hulle te sê maar weet jy wat? En jy kan nie met mathslid 'n prokureur word nie. Jy kan ook nie jy kan glad nie natuurwetenskappe gaan studeer nie. Ek bedoel dis een van die simpel goed. Ons kon dit nog doen met wiskunde. Ons het mos nog gehad hoërgraad, standaardgraad, laergraad. Jy kon gaan natuurwetenskappe studeer met 'n standaardgraad wiskunde. My vriendin het 'n apteker geword met standaardgraad wiskunde. Ek was stupid. Ek moes dit saam met haar gevat het, dan het ek nie so gesukkel nie. So dit is die ding, maar nou wat doen jy kan nie met maths lid wat. So, dit is my kort. Ek dink dit is baie geraas en ons moet begin, die boodskap moet baie sterker weerkom en 'n boodskap op een slag is baie moeilik. Hulle moet die goed begin sien. Gemeenskapsradio so? Absoluut. Die gemeenskapsradio is 'n briljante idee. Ons moet begin daai goed praat en sê, nee man, 'n bouer gaan nooit sonder werk sit nie. Nooit. Want hier moet baie huise gebou word. In elke huis het krag nodig en 'n toilet wat werk. So, ja. Nog of Baie dankie. Ek wil terugkom na die taal toe. Ek is 'n wiskundig onderwyser, dosent. En ons kom agter, die kinders is ongetaald. Nie kan nie lees en skryf nie. En ek dink wiskunde het sy eie probleem, want jy wil tog iets uitdruk. En as hulle nie iets het om te sê oor in wiskunde, dan dit tersyde. Maar ek dink, ek kom dit agter selfs in die weier gebied. En jy het daaraan geraak, dat jy sê die kinders het nie die woordeskat om hulle self uit te druk nie. So, daai woordeskat, ek dink dit is 'n komplekse ding tussen lees en hoor. En as jy in 'n huis groot word waar daar 'n taal gebesig word of gesels word op 'n vlak wat daarom woordeskat het. Montessori het gesê jy kan nie 'n beter taal ontwikkel as die omgewing waarin jy bly nie. Dit vat baie werk. So nommer 1 die gesproke taal met die gemeenskapsradio. Ek dink regtig gesproke taal speel 'n groot rol. Die ander ding wat my pla uit my oogpunt is, wat vind julle is die verband tussen skryf en lees? So ek het nou baie mooi geluister toe jy begin praat, toe noem jy skryf eerste. Ja. Maar jy het nie aanhou sê hoe belangrik skryf is nie. As ek dink, teruggaan na skryf toe, die begrip dat ek 'n merk maak wat 'n betekenis het. Dit het ons kinders nie. En grondslagfase is te laat daarvoor. As ek net 'n voorbeeld kan noem wat dit selfs in hierdie moderne tyd in 'n bevoorregte huis by my geval het. My kleinseun, ouma, is 4-5, voorskool, speel met daai sakrekenaar met die foon, dat dit sy ma wil hy moet nou woorde leer, maar hy het gou agterkom hoe hy die ding kan wen, dat dit net vir hom sê, ag hoe mooi, en hy leer nie 'n woord nie. Toe ek nou met hom gesels en sê, dit is so belangrik om te leer lees, toe sê hy vir my, hoekom? I can ask Siri. En hulle is slim daarmee, hy kan enige iets mondeling vra en 'n mondelinge antwoord terugkry. Die enigste manier hoe ek hom kon swaai om sy pen op 'n papier te sit, sy potloodjie op 'n papier te sit, is toe hy wou stories vertel. En ek sê, maar ek sien jou so min. Wil jy nie asseblief jou stories vir my skryf nie? Dis oulik. Toe het hy met teken en skryf, met 'n doel wat sy breintjie kan aanvaar, my ouma is nie daar om te hoor nie, en ek gaan vergeet. En as ek dink net na die kind se ontwikkeling toe, daai ding laat ons verkeerd gaan. Ja. Dit is dalk eers skryf, eers 'n merk maak. En ek wil net net een ding nog sê. Die ander ding in hierdie leesdebat in ons land. Ek lees 'n boek wat vertel, dis Ian McGilchrist se The Master and His Emissary, wat gaan oor linkerbrein en regterbrein samewerking. En hy het 'n groot ding daar oor taal. En hy sê,
Om letters, inskripsies en 'n klank bymekaar te sit, is linkerbrein. Maar om die semantiek te verstaan, is regterbrein. 'n Kind wat getraumatiseer is, Kan dit nie doen nie. kry regterbreinskade. Wonder ons hoekom kan ons kinders nie met begrip lees nie? Ons hele samelewing is getraumatiseer. Jy praat van hoe is kinders klein wees is nie maklik nie. Wonder ons hoekom kan ons kinders nie lees nie? En ek vind nie enige navorsing gee daaraan aandag nie. Ons is besig met 'n studie wat ek opskryf oor, ek noem dit, nou moet ek gou Afrikaans, sosiale blokkades of aspekte wat toegang tot opvoeding stop. So dis een van die goed, want dit is presies dit. Ek wil net sê, ek dink nie dis of skryf of lees of wat kom eers of tweede nie. Die twee goed gaan saam met mekaar. Daar's goed wat, en ek het nou eendag met my studente, ek raas mos sommer met hulle, want ek is mos nou 'n ma ook. En so, ek sien, hulle sit mos so en kyk vir jou. Ek het vir hulle gesê, punt nommer 1, neem nie een van julle 'n foto van my PowerPoint, dis myne. So jy vat nie daarvan 'n foto nie, as jy dit wil hê, dan skryf jy dit af. En die ander ding wat ek vir hulle sê, as ons oor 'n artikel praat, nou sit julle hier vir my en kyk. Goed, ek sal ook aan die slaap raak. Dis mos 'n vreeslike besigheid. Jy moet mos nou saamvolg, notas maak. Ek meen, dis hoe mens wakker bly in 'n klas, jy maak mos nou notas. Want dit is hoe wat jy hoor, deur jou hand by jou brein kry. Dis hoe dit werk. Jy moet dit so doen, en daar's geweldig baie navorsing eintlik nou in Brittanje wat daaroor gedoen word. Oor daai spesifieke, jy moet dit kan doen. En hoe beter ek dit kan doen, hoe beter ek skryf, hoe beter kan ek lees. Hoe beter ek lees, hoe beter kan ek skryf. Daai goed is, dis half vir my goed wat by mekaar kom. Dokka is eintlik 'n baie beter kenner om die vraag te antwoord. Maar, so daai goed gaan saam met mekaar. Dit is nie die een of die ander nie. Oor die trauma, dit is bitterlik waar. Maar ek wil regtig daar sê, beide lees en skryf help om trauma te kan kanaliseer. En 'n brein is ongelooflik. Hy kan gesond word. So, en ek dink daai kompleksiteite moet ons verstaan. Ons moet verstaan. En jy kan nie alles van 'n juffrou verwag met 50 kinders in haar klas nie. Daai goed moet verstaan word. En die oplossing vir 'n oorvol klas is nie om 'n kind deur te sit nie. Want dis wat op die oomblik is. Dit is nou, ons gaan nou maar net, want die klas is te vol. En net voel die kind sleg oor hulle self. Dan sê ek altyd, weet jy hoe sleg voel jy oor jouself as jy in matriek kom en jy kan nie lees en skryf nie. Dis baie erger as toe ek in graad 2 teruggehou is. So daai, maar dit is so ons sien dit, ek is by 'n wiskundeprogram ook betrokke en dit is presies dieselfde goed. Die juffrou sê, as hulle vir kinders die mondelings die somme vra, kan die kinders dit so antwoord. As hulle dit moet lees, kan hulle dit nie doen nie. En interessant, nou dag wat ons in 'n lesing gewees, nou vergeet ek Wilna van Rooyen, wat sê, interessant, wiskunde is baie meer natuurlik vir ons brein as lees. Sy sê, dis 'n makliker vaardigheid om aan te leer as om te lees. Want dit is heeltemal 'n ander funksie, want ons is gewoond om te tel om te stap. Jy weet wat baie en wat min is. Jy weet wat ver en wat naby is. Hulle kan met geld werk. Oumatie, hulle kan optel en aftrek. So dis meer natuurlik in ons doen en laat as om te lees. Lees is eintlik iets wat buite 'n normale dag tot dag vaardigheid lê wat ons aan mekaar gebruik. En dit was vir my baie interessant. Ja, maar ek dink, sorry wat ek sê, maar daai wat jy nou sê, dis waar. Is 'n manier om die lewe te ervaar en te sê hoe dit ervaar. Maar ek dink jy moet dit vergelyk met praat. Ja. Ja, jy moet weet wat's bo, wat's onder, wat ja. Nee, absoluut. Dis reg. Nee, dit is absoluut so. Ja. Ek dink ons kan dalk nog een en dan vir nog iemand 'n geleentheid gee. Ek is jammer, iemand moet seker maar die angstige jong akademikus moet wees. En ek vra om verskoning vir die feit dat ek gaan wissel tussen Kaaps en Engels. I think there's a lot to unpack here, first and foremost about this presentation. Maar die eerste ding
wat ek dink ons moet oorpraat is die feit dat pedagogically ons systeem is broken, completely colonized. So die feit dat kinders en jeug nie aanklank vind by taal, het niks te doen met die kinders, het alles te doen met die systeem. En as iemand wat met letterkunde werk, ek dink ons moet teruggaan na 'n aesthetic, philosophical way of teaching our children language. I think that when children understand that metaphorically taal behoort aan hulle maak ook taal. En wat dit beteken is dat hulle nie binne 'n raamwerk van wat al klaar bestaan is, dat hulle eie raamwerk kan maak. Dit is wanneer taal eintlik krag begin maak. I am the eldest, or one of the eldest of my family of 13 grandkids, the eldest being 30, the youngest being 9. And what I discovered with him, the youngest is a reader, hy hou baie van lees. Maar hy praat van Skibidi Toilet, hy praat van 6, 7. Julle weet seker maar waarvan ek praat. En wat ek uitgevind het, is as ek probeer om daai taal met hulle te praat, then they will tell me, "Paul, you're talking nonsense now?" Exactly. And then with them, ons begin uitfigure wat doen hulle met die taal. En ek dink as onderwysers en as mense en as academics, creatives, dansers, ons almal begin leer dat taal, semiotiek, it all comes to the body, it all comes from a deeply primordial sense of being. And we allow that to come back, terug na die grond toe, terug na die lande toe. And we allow that to enter into the classroom space first, rather than the system that already exists. I think we'll begin to find that people begin to find pride in wat hulle doen. Van ek dink die taal van die plaaswerker, die taal van die sekswerker, die taal van die kind wat dyslexia het. Those are much more salient and powerful languages that exist compared to what we have in highfalutin English, hoe standaard Afrikaans. So dis maar net wat ek wil, maar net sê, ek dink dit is die antwoord, om mense hulle eie, om huis te speel met taal. Ek hoor wat jy sê en ek stem met jou saam. Ek dink daar is dis wat ek nou gesê het van wat is goeie en wat slegte Afrikaans. Jy weet ek leef so 'n bietjie in verskillende wêrelde, so as ek saam met my Weskus familie is, dan word daar seker 'n manier gepraat. As ek saam met my ma was Duits, ek saam met Duitsers is dit 'n ander manier van taal. En dan is daai kom en dan is hierdie kom en dan en dan sit ek partykeer in waar daar so 'n klomp slim mense bymekaar is en dan dink verstaan ek ook nie lekker wat hulle sê nie, want dan dink ek o genade. Want dis ook nou weer ander woorde. En dan is die lekkerste plek is net waar mense is. En waar jy net lekker woorde. Ek meen ek het nou dag ek gaan nou vir Sherin gebruik. Jy sê nou dag vir my praat ons in die kar sê nee, gits, die een is nou weer 'n lang deelsom. Ek sê wat is dit, Sherin? Nou julle weet nou almal wat dit beteken want julle lag, né? Dis 'n mens wat praat soos 'n lang deelsom. Die mens hou nie op nie. Ek is mal oor, ek gebruik dit nou aan mekaar. Ek dink dis een van die coolste goed wat ek in 'n lang tyd geleer het. Dis amazing. Dis mos 'n wonderlike skepping. Almal weet wat ek sê as ek dit sê. So en ek dink dit is great. So ek dink dis juist daai ding. Laat hulle woorde skep. Laat hulle dit sê. Kyk, 'n mens moet 'n bietjie spelreëls hê want anders gaan 'n mens nie verstaan wie wat sê nie, né? Maar laat hulle dit skep. Wees kreatief. Verduidelik wat jy sien. Gebruik jou woorde wat jy het en dan lees jy en dan kry jy nog en nog en nog woorde. So ek dink dit is ek hoor absoluut wat jy sê en ek stem saam en ek preach it, brother. Okay. Okay, hier is nog 'n hand en dan kom ek na Dr. Thuis toe na dit. Goeienaand almal. As 'n hoërskoolonderwyser vind ek dat skryf en lees hand in hand gaan, maar baie van die leerders sal eerder skryf van die bord af. Tjoepstil, al kan hulle nie lees nie. En as jy vir hom vra wat jy geskryf, dan weet hulle nie wat hulle skryf of wat hulle beantwoord het. My vraag is,
ek het nou gehoor hoe u toe dokter nou beantwoord het om die kinders mee te motiveer. Maar as hoërskoolopvoeder, hoe motiveer ek iemand wat sy eie taal geskep het en hy praat glad nie Kaaps Afrikaans, hy praat glad nie standaard Afrikaans nie. Hulle praat soos 'n bende. So hulle noem mekaar ander name, hulle ander slang sal ek maar sê. Maar hoe beweeg ek weg van daai normaliteit vir hulle en begin hulle leer of help in 'n rigting waar okay, ons kan iets beter word as wat ek in my lewe en my omgewing sien. Want ouers kom glad nie na die partytjie toe nie. Dis net ons as opvoeders wat sit en dis kinders wat potensiaal het, maar hulle kan nie lees nie. Hulle weet nie hoe om reg te skryf nie. Ons het nou gelag. Ek het 'n leerder in my klas. As hy iets beantwoord, dan moet jy sy blaai draai en draai en draai en draai. So hoe doen ons dit? Want dit raak elke jaar moeiliker en moeiliker. Daar's nie 'n maklike antwoord vir dit nie. En dit gaan lank vat. So ek dink 'n mens moet dit punt nommer 1 weet. Ek het al met die doen 'n leerprogram, dan begin die kinders, dan gaan hulle van niks na hulle kan nou lees. Nou is die kind in graad 5 of 6. Dan sê ons vir die juffrou, okay, kan die kind, ja nee, Jesus, die program werk, die kind kan lees, maar die kind kan nog nie op 'n graad 5 vlak lees nie. Sê ek my vaderland, die kind het verlede maand begin. Jy kan mos nie van stap A spring na graad 5 toe so ek dink 'n mens moet dit punt nommer 1 besef. Punt nommer 2, en dis nogals, want ons is ook nou die dag gevra deur 'n hoërskool, nou, maar hulle wil nou 'n leesperiode inbring, want hulle besef nou, hulle wil dit nou, werk nou met die idee. So wat moet hulle doen? En die eerste wat ons gesê het, wil julle met die kinders opdeel, die wat kan lees en die wat nie kan lees nie. Want as die groepie bymekaar is wat almal nie verstaan nie, dan sal hulle die vrymoedigheid miskien hê om te kan sê maar ons sukkel saam. En dan moedig hulle mekaar aan. Dit is die ervaring wat ons nou al gehad het. En dan maar jy kan dit nie doen met 30 kinders nie. Ja, 50. Jy sien, dit is die probleem. En dan begin jy met die 5 wat wil. Ek sê altyd vir mense, begin net met iemand wat wil. Man, dan is dit 1. 2 wat kan lees en hulle begin, en 'n mens begin goed met hulle doen. En 'n mens showcase dit, al is dit net 2. Die ander ene wat sê, meneer, help my, ek kan nie, vir hom sê, luister, kom ons kyk, en ek weet dis 'n ekstra werk, ek besef dit. Miskien is daar 'n oulike afgetrede onderwyseres wat 'n mens kan bykry of onderwyser. Miskien is daar 'n mamma wat net moet gesê word, weet jy, wil jy nie hierdie ding manier van leer, wil jy nie kom sit met hulle nie. Dan en dit werk. Ek het dit in ander programme gesien waar dit werk. Ek dink 'n mens moet besef, ons gaan dit nie so oplos nie. Jy gaan nie al 50 reg kry nie. Mens begin klein en later sneeubal dit en dit gaan tyd vat. Maar 'n mens moet begin. Ek dink ons is op 'n stadium wat ons afgeskrik raak oor die getalle en ek verstaan dit. Iemand het nou vir my gevra, hoe kan jy aanhou hierdie werk doen en in dieselfde plekke beweeg en jy raak nie moedeloos nie? Sê ek, want dis nie my werk om alles reg te maak nie. Ek doen net dit wat ek hier kan doen, dis my werk. En ek glo dat iewers sal dit hakplek kry en gaan dit, soos elkeen net daai onmiddellike doen. Maar ek het baie empatie vir julle as onderwysers, want julle sit met die hele sosiale, die hele ekosisteem van die gemeenskap binne julle, tussen julle hekke. Dis geweldig moeilik. En dit help as die korps saam besluit, dis 'n strategie van ons skool. Ons gaan dit aanvat. Dit is wonderlik as 'n mens dit kan regkry. Maar ja, so dis my 10 sent. Sorry. Baie dankie. Ek het regtig die gesprekkie aanbieding geniet. Ek moet met die saamstem. Dis 'n sistemiese probleem. Die regering het nie 'n plan nie. Ek het vandag iets interessants gehoor, dat hulle kan niks oplos nie, hulle kan nie eers Disprin oplos nie. Ja, nou, ja, ek het nou vandag so iets gehoor. Ja, nee, dis nie my, ek het dit gehoor by iemand, so, ja. Dis nie ek wat vir die regering so sê nie,
Ek is baie bang vir die regering. Maar in elk geval, ek dink ek kyk na 'n vraestel van my kleindogter, die Afrikaans. Hulle moet nou die werkwoorde identifiseer in die byvoeglike naamwoorde, maar hulle verstaan nie eers die woorde nie. Jy sien, ons moet miskien 'n ander benadering hê ten opsigte van taalonderrig. Ons kinders doen te veel die reëls, die formele grammatika. Met ander woorde, hulle kry nie kans om 'n woordeskat. Ek het nou 'n ding met my kleinkinders nou, die tweetjies wat nou nog wat klein is. Hulle gesê maar okay, ek gaan julle kombuis toe vat. En ons gaan al hy goed in die kombuis, al hy woorde in goed, en dan sal ek nou vir hulle sê, dis nou die lepel en dis die suiker, wat maak jy nou? Ek vat die lepel en ek skep die suiker. Met ander woorde, ek gaan die handeling saam met die TPR metode, Total Physical Response, as jy vir hom wys, ek tel nou die lepel op, dat hy nou die aksie met die woord sit. Ek dink daar is 'n dringende behoefte vir die taalonderwysers om saam te kom en te sê, kom ons deel mekaar se beste praktyke. Ons is te veel besig om op ons eie ou mishoopie te staan en te skree en te breek, maar miskien het dit tyd geword dat die regering is te voorskriftelik wat taal betref en en Omalusi, ek wil nie eers van hulle praat nie, hulle is nou nie die disperen ouensie, maar okay. Maar wat belangrik is, kyk, Vriende van Afrikaans het 'n fantastiese program, bevordering van lees, nee? Maar dan is daar ander groepe wat dieselfde, maar kan ons nie by mekaar kom en besluit, maar luister, laat ons gesamentlik al hierdie mooi dinge deel. Ek is nou nie heeltemal seker met die geskiedenis nie, maar iemand het gesê, haal uit die verlede dit wat goed is en bou die toekoms daarop. Met ander woorde, kom ons vat al ons kennis. Ek meen, ek het jarelang gehelp met onderwyseropleiding en spesifiek taalonderwys en ek het hierdie goed ingehamer. Maar kom ons probeer om iets van stapel te stuur en te sê, maar kom, Vriende van Afrikaans, reël nou, ek weet julle reël hierdie byeenkomste en so, maar kom ons maak dit 'n groot byeenkoms, ons soek al die taalonderwysers, ons gaan nou kyk of ons nie kan wegbeweeg van hierdie formele goed nie, en laat die taal vriendelik wees. Laat die taal lewe. Laat ons vir mekaar kan sê, man, Afrikaans is lekker, Afrikaans is nice. Ek sien daar so weer polemiek in die burger oor ouens wat nou nie reg praat nie. Maar dis nou iets anders. Professor Kombrink het dit 'n hele klompe jare gesê vir Klaas Steytler van sy Skimmel Afrikaans. Ons kinders leer die taal soos hulle gaan. Daai kind wat wie se ma hom winkel toe stuur en sê, gaan koffie toe en koop 'n loaf brood en bring die change. Daai kind weet nie eers hy praat Engels nie. Nee, daai kind weet nie. Dis die woord wat hy gekry het. So, kom ons vat dit wat hy het. Kom ons vat daai change en die goeders en ons op 'n baie subtiele manier sê, o ja, jy praat nou van die klein geld en die goed. Ja, verstaan, die arme kinders het nie daai, ons moet 'n klaskamer skep waar die kinders vry is om te kan foute maak. Nie reg nie, kom ons begin met daai bietjie wat hulle weet. Daai ouetjie wat hy skooltaal het, hy het iets, hy kan hom uitdruk. Is net, kom ons probeer saam met hom dit in verstaanbare taal uit te druk.
Soos ek sê, hierdie regering, ons weet, hy het 'n doelbewuste, en ek sê dit, ek het dit op alle platforms. Taal is mag. En as jy mense van hulle taal kan ontneem, dan is dit maklik om hulle te manipuleer. Met ander woorde, as ons hulle so kry dat hulle almal Engels kan praat, dan dink hulle soos ons, want ons gee vir hulle die goed in wat net in die Engelse boeke staan. So ons moet vir 'n slag begin sê, maar hierdie regering is op 'n verkeerde pad, en hoe gouer Gwarube begin met die moedertaal inisiatief, dan gaan ons 'n beter wêreld kry. Dankie. OK, dames en here. Ons gaan nou daar vol staan, want ek dink ons sal heel aan kan praat oor hierdie dinge, maar ek stem saam met Dr. Thuis. Ons dogtertjie was nog baie klein, toe vra sy vir my eendag, "Mami, hoe sê 'n mens vir butterfly in Engels?" Julle mag nie vir haar sê, ek het vir julle dit vertel nie. Maar dit is wat dit is, net dis hoe jy hom verstaan. Jy weet, ons praat van 'n butterfly, want ek het nog nooit van 'n vlinder gepraat nie. So groot soos wat ek hier is, of 'n skoenlapper of wat nie. Nee, 'n butterfly is 'n butterfly, en dit is wat dit is. Baie dankie, Ilse, maar staan net so 'n bietjie vas. Dames en here, my kollega Sherine Krots, julle het nou gehoor hoe lekker Ilse sê hoe sy kan omgaan met woorde, en is vir ons altyd 'n plesier, ons lees soos ons lag vir Sherine se uitdrukkings. So Sherine gaan vir ons nou na vore kom, ek gee oor aan haar, en dan sal sy die aand verder afsluit. Goeienaand almal. Ek praat maar net omdat ek en Ilse het uitgevind ons kom van dieselfde dorp af, Walvisbaai, Namibië. So as ek nou hier is, ek is 30 jaar in Stellenbosch, en dan praat ek nou mooi. Maar die moment ek oor die grens gaan, dan praat ek heeltemal anders. Dan is ek heeltemal like my as 'n kind. Dan is ek, kyk, dan raak my hele aksent plat. Ek is so plat soos 'n menorah plate. So vanaand wil ek eintlik net, ek wil vir jou ook sê, Ilse, ek het so baie geleer. Ek is seker julle het ook vanaand hier geleer. Dit was verskriklik insiggewend. En vanaand wil ek eintlik sê, ons moet almal die vriende en vriendinne van Afrikaans wees. En nie net Afrikaans nie, moedertaal en ander taal. Want die ATKV is nie net Afrikaans nie, die ATKV is ook veeltalig. So dit is belangrik, dat ons vriende van taal is. En nie almal praat dieselfde taal nie, maar ons almal moet mekaar verstaan en mekaar se taal respekteer. En mekaar se dialekte. Soos as ek dan daai kant is, dan moet julle mos nou my dialek verstaan en respekteer. Want anders ek mos nou nie meer 'n Stellenbosserie. Maar ek wil ook net vanaand baie dankie sê vir ons hoofbestuurder kultuur, meneer Gerry Lemmer. Hy gaan die bedankings doen en vir ons afsluit. Ek wil vir hom baie dankie sê, en ook vir Michelle dat julle vanaand hier is. Dit is baie belangrik, laat ons bestuurders en ons, laat hulle vir ons ondersteun, want dit is al hoe ons weet, ons is op die regte pad met ons doelwitte en ons visie wat ons het vir taal. So Gerry Lemmer, kom na vore asseblief. Gerry gaan vanaand vir ons die bedankings doen. Ilse sal jy net so hierso staan hierso. En dan sal hy ook vir ons die aand afsluit. Kom ons verwelkom vir Gerry. Baie dankie dames en here. Dit is vir my 'n reuse voorreg om hier by julle te wees vanaand by hierdie baie spesiale geleentheid. En ook om die bedankings te doen. Dit gebeur nie aldag nie, want gewoonlik sê ek welkom en ek lewer maar 'n paar woorde oor die ATKV. So ja, dit is ook lekker om eendag dankie te sê. En waar sal ons begin? Natuurlik by professor Kombrink. As dit nie vir hom was wat meer as 30 jaar gelede die visie gehad het om die VVA te begin, het ons nie nog vandag die impak gemaak wat ons maak in gemeenskappe nie, en het ons nie belê in mense nie. So baie dankie aan hom,
En natuurlik die Kombrink gesin wat jaar na jaar hierdie lesing bywoon en ons eer met hulle teenwoordigheid. Baie, baie dankie vir julle. En dan Dr. Ilse, ons het vanaand aan jou lippe gehang. Regtig, dit was fascinerend. Dankie dat jy jou navorsing met ons gedeel het. Ek moet sê, daar was tye wat dit baie ontstellend was en ek diep gedink het oor dinge. Maar gelukkig het aan die einde se kant toe hierdie gedigte uithaal, toe begin my hart ook warm klop. So baie, baie dankie daarvoor. En dankie dat jy die VVA spesiaal ons kollegas ook ondersteun. Saam met hulle die pad stap en 'n verskil maak. Ons het groot waardering daarvoor. En uit die aard van wie en wat sy is, soek sy nie vergoeding vir vanaand nie. Maar jy kan nie met leë hande wegstap nie. So die VVA het goed gedink om 'n klein blytjie van waardering vir jou te gee vir die moeite wat jy doen. Baie, baie dankie. Nou dames en here, omtrent 20 jaar gelede het ek 'n onderhoud gevoer, 'n werksonderhoud met 'n persoon. En na die onderhoud het ek vir ons voormalige bestuurende direkteur gesê, Dr. Kok, die vrou moet ons aanstel want sy kan praat. En julle het haar vanaand gehoor. Mirsha Eksteen, ons hoofbestuurder van bemarking en kommunikasie. Mirsha, baie dankie vir jou mooi boodskap. Jy het hierdie geleentheid op 'n perfekte manier begin. Ons het groot waardering vir jou ook. Kom ons gee ook vir haar lekker hande klap. Nou die ATKV kom al 'n lang pad saam met Litnet, spesiaal met die ATKV skrywersalbum. En dit is ons altyd 'n voorreg om die Litnet personeel by ons geleenthede te sien. En ons is spesiaal vir Paul Kammies hierso vanaand, wat Litnet verteenwoordig. Baie, baie dankie dat jy ook hierso is vanaand. En ek is seker, jy sal hierdie geleentheid so mooi vasvat en op Litnet se platforms plaas, dat almal ook kan deel hê van die geleentheid wat nie hierso was nie. Baie, baie dankie ook vir Litnet. Nou, omdat VVA 'n gemeenskapsprojek is en soveel wat 'n groot impak maak in gemeenskappe, is dit ook belangrik om gemeenskapskoerante te betrek. Want as mense in die gemeenskap wat ook wil deel hê in van wat hier vanaand gebeur, maar nie noodwendig dit kan bywoon nie. En daarom wil ons baie, baie dankie sê vir jou, Malgas, van Eikestad Nuus, wat ook hierso is, en met 'n ander groepering van mense hierdie geleentheid gaan deel. Baie, baie dankie ook vir Eikestad Nuus en vir jou. Nou so 2-3 jaar terug het ek 'n wow trofee geleentheid in hierdie venue bygewoon. En ek het hier gesit en gedink, dit is regtig 'n goeie venue vir ons om ook te gebruik. En ons het daaroor gepraat en van verlede jaar af bied ons hierdie lesing in hierdie venue aan, die Wallenberg Navorsingsentrum, beter bekend aan julle as SIAS. Baie dankie ook vir julle vir die geleentheid om hier te kan wees, vir die moeite wat julle doen, om ook hierdie aand vir ons baie, baie spesiaal te maak. Baie dankie aan hulle. En dan, ek weet nie hoeveel jaar terug was dit nie, maar ek het 1 jaar by 'n reel dance semifinaal. Toe staan ek daar op die veld, maar dit is nou 'n hele klompie jare terug. Toe kom so 'n mannetjie nader gestap met 2 luidsprekers, ek het amper gesê speakers, want dis hoe hulle praat. En ek het gedink, is die man nou opgewas om hierdie ding vir ons te kan doen. En ek kan vanaand met selfvertroue vir julle sê, na baie jare van saamwerk, dat Eddie Hendricks en sy span die beste tegniese span is om mee te werk. Ons het al soveel funksies saam gedoen, basiese funksies waar mens net 'n gewone luidspreker en mikrofoon nodig het, tot die ATKV se prestige toekennings projekfinales wat groot uitdagings het rondom klank, beligting en atmosfeer skep, en hy het nog nooit teleurstel nie. Baie, baie dankie Eddie vir wat jy doen en ons sien uit na die volgende projek. Nou soos dit genoem is in die begin, die ATKV het 'n hoofkantoor in Randburg en ek en Mirsha sit daar. Dit is 'n heeltemal 'n ander omgewing as hierso, glo vir my. Maar dan het ons ook 'n streekkantoor in Stellenbosch. En vanaand moet ek bieg hierso by julle dat my mees gunsteling personeellede sit in daardie streekkantoor. Hulle is fantasties en as ek bietjie inspirasie nodig het, dan klim ek op die vliegtuig, ek vlieg af en ek sluit by hulle aan
En ek voel net sommer beter, want ons gesels, hulle vertel my van alles wat hulle doen en die verskil wat hulle maak. So al ons Stellenbosch kollegas wat ook hierso is vanaand, baie dankie vir julle. Dankie dat julle mekaar inspireer en mekaar aanvul om daadwerklike verskil te maak. En dan ook in besonder vir Ronel Foster, wat altyd daar is, wat uit haar pad uitgaan om ons te help, omdat geleenthede suksesvol is, al gaan dit ook swaar en moeilik. En Ronel is deur 'n moeilike tyd die laaste ruk, maar sy het nie teruggestaan en sy het nog steeds gehelp. So baie dankie aan ons kollegas by die streekkantoor. En dan baie belangrik, julle as 'n gehoor. Wat 'n wonderlike gehoor het ons nie vanaand gehad nie. Interaktief, vrae gevra, deelgeneem aan die gesprek, wat net so fascinerend was. Baie dankie vir julle as 'n gehoor, gee vir julle self ook sommer 'n lekker hande klap. Nou, soos ek genoem het, is dat ek sê nie, ek kry nie baie geleenthede om dankie te sê nie, so ek gaan hierdie geleentheid benut om vir twee baie spesiale dames dankie te sê. Mahatma Gandhi het eendag gesê, wees die verandering wat jy wens om in die wêreld te sien. Nou as daar twee mense is wat elke dag hierdie stelling uitleef, is dit Geraldine van der Merwe en Shireen Krots. Kom ons gee vir hulle 'n baie lekker groot hande klap. Dankie dat julle julle werk met soveel passie en ywer en toewyding doen. Dankie dat julle uitgaan, soos wat Mirsha gesê het. Weet, ons bied nie net projekte aan nie. Ons belê in mense en dis wat julle elke dag doen. En regtig, julle hou my nederig, julle hou my entoesiasties, julle hou my positief en soos ek sê, as dinge swaar raak, dan dink ek aan die werk wat julle doen en die verskil wat julle maak en die nalatenskap wat julle en julle kollegas hier vanaand wat saam met julle werk in gemeenskappe agterlaat. Baie dankie, dit is vir ons 'n voorreg om saam met julle te kan werk. Nou ja, dit bring ons aan die einde van 'n wonderlike aand. Weereens dankie vir almal wat hierso was en ons ondersteun. Nou is ons klaar met die formele deel. Ons kan nou lekker onsself geniet daar agter met spys en drank, kuier nog saam met ons. Onthou daar's 'n 360 kamera. Gaan staan daar julle Johnny Bravo's. Plaas dit dat almal kan sien waarop het hulle uitgemis en kuier nog lekker saam met ons en ry asseblief veilig terug huis toe. Baie dankie.